Hartelijke goedemiddag hier aan die kant van Hermanus. Dit is de twee spannen wat vandaag zal krachten met eerste game in de tweede ronde tussen Bodravier, die bezoekers, wat zal krachten met in die thuisspan Atlantics. Ik is die Wonder Potberg van die wedstrijd voor jullie zal uitsaai. Al die sponsors wil ik ook baie dankie sê en het Sports TV in samenwerking met Nissan Holdings wat het moontlik maak om hierdie wedstrijd uit te saai. Vandag hier op Hermanus. Wat ingeskakel is, wil ek vra om te like en subscribe. Like en subscribe. Soos julle kan sien op die skerm, wedstrijd wat vir die sal afskop. Daar kan julle ook sien, 'n baie mooi dag hier in die kant van Hermanus, 20 grade wat het is, lekker sonnetjie wat deurkom, geen wind op hierdie stadium nie. Soos julle weet, het is die tweede ronde wat vandag begin. Eerste ronde wat 'n Bodravier koning gekry het, daar op sy tuisbodem. Span van Atlantics, wat ook goed voorberei is, wat kyk of hulle die enetjie kan deurtrek. Elke wedstrijd wat bitter belangrik gaan wees. Geen span kan onderskat word in hierdie kompetisie nie. Bodravier wat tans kan breek of met hulle prestasie in die eerste ronde waar Feigen Slingers ook die kaptein die meeste drie gedruk het. Die meeste drie gedruk het, maar hy het tweede vir die meeste drie in die eerste ronde tegen Ludwig van Safkol wat daar in die eerste plek lê. En dan moet ek sê die belangrike skopskoen van Lionel April wat vierde lê hier vir die eerste ronde, gaat ook baie belangrik wees. Wesley Spandiel wat ook baie punte ingesamel het in daardie eerste ronde van die grote dag in die Oeverberg. Dit is 'n wedstryd wat ons uitsien na om uit te saai, wat ons uitsien na om te kyk. Al die kykers daar buite bly ingeskakel.
Dames en heren, dit is die span van Potterrivier wat die veld nou betree. Eerste ronde wat nou sal afskop. Hier, jammer die tweede ronde wat nou sal afskop hier in Hermanus. Tuisspan wat hom nou sal regmaak om uit te draf. Skades op hulle voete. Dit is tuisspan Hermanus wat op die veld sal draf. Manne wat daar 'n paar blou pink balloene daar in hulle hande het. Goed om te sien, kaptein, wat die span op die veld lê. Ongelooflike atmosfeer wat ons beskou. Leighton Wilkinson, wat sy span op die veld lê. Hier vir Atlantics. Het is nou tyd vir ID checks. Maar ek moet sê, dit ons Potterrivier die besoekende span wat baie goed begin het in die eerste ronde van hierdie groot uitdag kompetisie. Wat baie goed begin het in hierdie kompetisie in die Oeverberg. Maar 'n bietjie uitgesak het in die laaste paar wedstryde. En dan die span van Atlantics wat 'n baie goeie span is. Maar wedstryde wat saak gemaak het nie regtig hulle hand opgesteek het nie, maar ook nie 'n slegte seisoen sover nie. Ek dink dit is baie spanne wat hulle ook gaan target veral in hierdie tweede ronde. Ja, dan wil ons ook, soos julle op die skerm kan sien, Kurtley Boysen wat hierdie wedstryd vir ons gaan waarneem. Vandag baie goeie skeieregter Kurtley Boysen. En dan wil ek ook net myself bekend maak, die Wonder Potberg wat hierdie wedstryd vir julle sal uitsaai. Het is iets waarna toeskouers almal uitsien. Het is iets waarna ons toeskouers uitsien. Wedstryd wat nou sal begin. Potterrivier wat met 'n wen die tweede ronde sal afskop. Atlantics wat moet wen. Die tweede ronde sal afskop. Wesley Spandiel wat hom regmaak om af te skop. Bal wat aantrek net buite die kwartgebied. As hy aangeslaan. Skeider nou sê net speel aan. Potterrivier steel bal in hand. Nog steeds Potterrivier. Slim skakel wat hom regmaak met die bal vorentoe te skop. Maar hy verkies om die voorspeling op te sit. Goed te doen aan die agterlyn. Goeie verdediging daar deur die span hier van Atlantics. Wat die bal afgeneem het, skrimskakel. Wat hom regmaak. Nou van wat is voorspeling op sit daarso? Christopher Damos. Weer nou van. Toe center wat die bal opdra. Luit op bal. Net so oorkant die kwartgebied diskant van die veld. Wat die bal die voorspelers daar van Atlantics opgedra word. Nou van oor aan Gia. Agterlyn wat aangestuur word. Goeie bal opdra daar die nommer 13. Maar dat is die span van Potterrivier wat die bal afgeneem het. Dit kan van die veld wat die bal afgeskop word. Wesley Spandiel. Vlugvoetige heel agter hiervan. Atlantics wat die bal afvoer skop. Die bal wat daar spring. Tot binne die kwartgebied daarvan. Potterrivier op hulle beurt. Skop hulle die bal veld af. Vlagman wat daar tussen die kwart en die 10 meter stiplyn haar plek aanneem. Dit is die span van Atlantics wat daar die enetjie wen.
Evan Rowland wat die bal aangooi. Pottervier het die bal afgeneem. Achterlangs wordt die bal sterk opgedra. Christian Swart. Hij beweegt er op die aflijn. Oorkant van die veld wordt die bal opgedra. Dat lijkt soos Davids. Nou is het weer Atlantic wat die bal afgeneem het. Die bal wat afvoerend toe geskop word. Afrika. Onder die bal aangekom. Pottervier. As die bal afgeneem. Pottervier nog steeds bal aan de oorkant van die veld wat die bal gedra word. Christian November. Paul November, wat goed gedoen het in die oorkant van die veld. Die bal wat die vorentoe geskop word. Nummer 14 wat die bal achterna sit. Leandre. Maar die bal wat uitrol het. Buiten die kwartgebied hiervan. Atlantics. Nummer 2. Ivan Roland. Wat die bal kan aangooi. Net buiten sy kwartgebied. Dan wil ek ook net vanaf saam met die deel. Alfred Hendricks. Hoofafrigter. Hiervan Atlantics. Pottervier se hoofafrigter. Donovan Sliders. Bal wat daar vorentoe geskop word. Onder die bal ingekom. Lyk soos die kaptein daarvan. Butler wat daar sterk die bal opdra. Hy beweeg dit binne die kwartgebied daar in die oorkant van die veld. Goeie Duitsland wat op hom uitgevoer word. Atlantic wat in op verdediging moet kom. Achterlang wat die bal sterk opgedra word. Daar. As over het. Chandra wat oor is. Chandra wat oor is. Leandre. Van Vogel. Wat oor is. Van 5 punte van die span van Pottervier. Pottervier wat eerste. Bloedrijk. Hierop. Hermanus. Ek moet sê, baie goeie breekslag. Die linkervleuel. Ook die kaptein. Feigen Slingers. Wat daar uit sy kwartgebied uit. Die bal opdra. En tot binnen die kwartgebied van Atlantics beweeg. En met daar die beweging. Stap hulle weg met 5 punte. Dit kan 7 wees. Goeie doelskop wat daar aangeteken is. 10 Pieters. Wat nog 2 punte aanteken. Vir die span van Pottervier. Pottervier wat tans voorloop met 7 punte teenoor 0. Baie vroeg in hierdie wedstryd. Baie dinge kon nog gebeur. Lionel April. Wat substitute tree net, maar wat wel begint in hierdie wedstryd, wat die bal lekker hoog afskop. Pottervier nog steeds met bal in hand. Voorspelers wat lekker kop indruk in die oorkant van die veld. Paul November, wat gaat hy maak? Hy wat die bal achterlangs gooi. Keer wat die bal halfveld afskop. Die vlagman wat beweeg. Toe daar by 10 meter stoplyn. Skeieregter wat daar voorgeet in die oorkant van die veld. Met sy assistent skeieregter. Vlagman wat daar beweeg. Tot tussen die 10 meter stoplyn en die halflyn. Hier van Atlantics. Ivan Roland wat kyk of hy sy springers vind. Goed gedoen. Die nummer 6 verlang. Fredwin Plaatjies. Skeieregter sê die bal is aangeslaan na Happy. Halflyn daardeur. Atlantics. Net sodra Atlantics aan die gang wil kom. Dan kryp die foute in.
Weer eens baie dankie sê aan Ali Burger en Sports TV in samenwerking met Nissan Holdings, wat het moontlik maak om hierdie wedstryd vandag te kon uitsaai, hier in die kant van Hermanus, en wat ingeskakel is, ongelooflike atmosfeer, wat die toeskouers hierso, onder die toeskouers van beide spanne, en wat ingeskakel is, like en subscribe, achterin wat die lekker bol opgooi, Lever daar gebreek word, dat is Slingers wat op sy beurt as geen so gevecht aanloop, die kaptein wat gaat hy maak, nog steeds beweeg Slingers in die oorkant van die veld, Koulo November op sy beurt wat die bal in hand het, Atlanticse verdediging wat vannig die gaten toegemaak het, maar ek moet sê as hierdie achterin van Bodravier aan die hardloop gaan, dan is daar Berde, Bodravier wat baie goed begint het, in die eerste ronde, laaste 3-4 wedstryde, wat hulle 'n bietjie gesukkel het, maar graag wil regmaak. Atlantics wat die bal ingooi oorkant van die veld, skeder te sê, vryskop daarin, Bodravier, voor wat daar begaan is, die voorspelers opgedra, die nummer 5 slot, wat die bal sterk opdra van Bodravier, voorspeler wat lekker, daar bal draag, 3 wat aangedruk word, kan nie lekker sien wie dit is nie, maar die skeider wat daar hard op die vlekkie blaas en sê, daar is nog 'n 3 wat daar toegeken is, vir die span van Bodravier, so vannig gebeur, ek het nou nie eens gesien, maar daar gebeur het nie, goeie, doelskop daardeur, Dean Peters, hier achter hiervan, Bodravier wat opskryf na 14 punte teenoor 0, Atlantics sal met kop op mekaar sit, en hierdie ding probeer uitfigure, hulle is tans die thuisspan, maar dit is 'n span wat nie weggegooi kan word nie, 'n baie goeie span, met baie talentvolle jong spelers, dit is nou die span van Atlantics, Lionel April, wat weer die bal gaan afskop, maar lyk my nie, dit gaan 10 meter trek nie, dit is 'n ongedwonge fout, deur die span van Lionel April, Bodravier wat besluit, hulle gaan die skram vat, daar die middel van die veld, skram wat baie goed opweeg, teen mekaar, Koulo November, wat die bal se aangooi in die middel van die veld, al kan beweging wat Koulo November op sy beurt, van die klein gaatjie aanval, goed te doen agterlangs, dit is die gevaarlike regtervleuel, wat die bal daar kry, maar hy wat uitgeboonder word, maar die speel aan die bal was dit binneveld, dit is die nummer 7 Vlam wat op sy beurt die bal het, gaan hy oorgaan aan die oorkant van die veld, Tobias November in die oorkant van die veld wat die bal gooi, kaptein Slingers, wat die bal in hand het, maar die skeidsrechter wat terugkom vir die hoogvat, Feigen Slingers op sy beurt, van hy sommer die voorspelers weg oor, November op sy beurt, wat die bal aan gee daar, vir Boos, vir Roos wat oor gaan, vir nog 5 punte, nog 5 punte daar vir die span van Bodravier, Marcelino Roos, wat oor is, Bodravier wat nou elke geleentheid wat hulle kry om in punte omskep, harde werk, wat hulle in die paar weke wat hulle af was, pluk vrugte, maar soos ek sê, rugby is 'n sport,
Die bal wat enige kant toe kan spring. Kan die Athletics afskryf nie. Bal wat daar paal teruggeskop word. 10 op sy beurt. Wat sy skopskoene saamgebring het. En nog 2 punte byvoeg. Telbord wat nou opskryf na 21 punte vir die besoekers. Tuisspan, Atlantic wat nog 'n punt aanteken. Lionel April wat die bal hierdie keer 'n bietjie dieper inskop. Goed opgegaan, Botreffie wat die bal vorentoe verloor. Atlantic wat nog steeds bal in hand het. Goed opgedra daarso. Joubert oorkant van die veld, lekker eindjie wat daar gegee word. Vorentoe geskop. Linker vleuel, maar die bal wat aangeslaan word daar. Die span van Botreffie 5 meter van die doellyn af. Williams wat die bal af vorentoe geskop het. Botreffie wat die bal aanslaan. Lyk soos Dien. Vaste skram 5 meter van die doellyn af. Goeie geleentheid nou vir die span van Athletics om eerste punt aan te teken. Hulle het die vermoë om dit te kan doen. Gaan ons 'n agterlyn beweging sien van die span van Athletics. Afrika wat die bal ingooi. Bal wat daar 'n bietjie rondspring. Nommer 13 wat soek na sy speelmaatjie, maar hy wat hom nie kry nie. Hoe wat die bal verloor in die proses. Maar die skeieregter sê nee, dit is aanslaan. Of die bal wat afgeklap in die beweging. Wat gaan Afrika maak? Hy het bal in hand, hy speel vinnig. Hy wat die bal so skyn so die veld skop. Onder die bal aangekom, gaan hulle druk. Goeie beweging daarso. Aan die oorkant van die veld. Rialto Williams. Goeie beweging in Afrika wat sien daar is 'n spasie in die oorkant van die veld van Williams. En dit is die eerste punt wat aangeteken word nou vir die span van Athletics. Ek het so tans gesê, ons gaan die Athletics afskryf nie. Baie dinge kan gebeur, enigiets kan gebeur. Spring van 'n rugbybal wat enige kant toe kan gaan. Wesley Spandiel wat op sy beurt kan sien of hy nog 2 punte kan byvoeg. Hy kom vorentoe, wat maak hy met hom? Hy tref hom. Wat sê die vla? Ongelukkig links verby. Daar kan Elo sien die replay van haar, die goeie beweging, goeie mindset van Afrika. Wat Williams daar wegstuur vir 5 punte. Telbord wat nou 'n bietjie verander het. 5 punte vir die tuisspan Athletics, Botreffie 21. Afgeskop. Skeider wat blauwtjie vletjie, dit is die span van Botreffie wat daar voor die bal was. Dit is waarvoor die skram nou in die middel van die veld toegeken word aan die span van Athletics. 'n Gedwonge fout wat daar begaan is. Ongedwonge fout wat daar begaan is deur die span van Botreffie. Is dit die omdraaipunt? Nou wat kan gebeur hier vir Athletics? Afrika wat die bal ingooi. Goeie skram weer beide spanne. Agste man sterke duiwel wat die bal optel en die gaping daar's vorentoe vat. Hanne sê die skeieregter. Bal opgedra word. Goed deur Tamons. Hy maak hier ondersteuning. Goeie Duitsland wat hom uitgevoer is. Afrika op sy beurt wat die bal vorentoe skop. Wesley Spandiel op sy beurt wat die bal agterna sit. Gaan hy regs spring. Wesley Spandiel. Hy's hoor. Briljante werk. Ek moet sê dis skramskakel. Afrika. Nou van Afrika. Briljant. Hy lees die wedstryd briljant. Albei drie kom van hom af. Ek moet ook sê Michael Massetti, agste man hiervan Athletics, toe hy daar die bal optel, speel hy net een rigting, dit is vooruit of vorentoe. Wesley Spandiel wat weer eens wys
Wat 'n omsteek en waartoe hy in staat is. Hy sal wel kyk of hy nie sy eie 3 kan bedoel nie. Daar kan jy ook sien die replay op die skerm. Wesley Spandil, hy maak hom nog 2 punte by. Uitstekend. Gevaarlike mannetjie Wesley Spandil. Hy het geen spasie nodig om jou te klop nie. Tellbord wat nou effens verander. 12 punte vir die tuisspan. Besoekers 21. Nege punte wat die twee spanne van mekaar skei. In die eerste ronde, in die eerste helfte. Skeieregter wat sê dat is die span van Atlantic wat die bal aangeslaan het. Skram. Wat daar is in die kwartlyn 10 meter staplyn. Sal plaasvind. Aan die kant van Houston. Houston wat voorloop 5 punte teenoor 0. Agterlang wat die bal aangegee word. Goed gedoen. Koule November. Bal opgetel word, een van die voorspelers vat die bal in dra. Lyk soos Roos. 3 drukker hier van Potterfield, maar die bal afgeneem daardeur. Atlantic skeieregter wat sê nee in die proses. Wat Atlantic die bal afneem, slaan hy hom ook aan. Dit is waarvoor die skram nou in die middel van die veld toegeken is. Aan die kant van Potterfield. In November wat die bal ingooi. Keer wat die bal ontvang, skerp beweging wat daar gehardloop word in die middelveld deur Davids. Hy beweeg op in die kwartlyn. Strafskop. Manne wat daar van die kant af skoon maak. Strafskop wat gaan haso aan die kant van Atlantics. Verligting strafskop as ons so kan noem. Lijn Lapro, kyk hoe ver hy die bal kan uitskop. Goeie lijnskop wat daar hierom uitgevoer is. Vlagman wat beweeg tot binnen die kwartgebied. Jammer tussen die 10 meter staplyn in. Die halflyn. Dis kan hoofpaviljoen kan van die veld. Wat die bal ingegooi sal word. Roland. Maar dat is die span van Potterfield wat nog steeds goed in die lyn staan. Strafskop. Strafskop. Afrika op sy buur wat vanaf speel. Wat maak hy met hom? Hy wil die game vanaf maak. Spandeel wat amper weer hier is. Ongelukkig die bal wat achter sy rug voorbij is. Ek sien die plan waarmee die span van Atlantics gekom het vandag. Hulle wil die wedstrijd vanaf maak. Die tempo optel teen die span van Potterfield. Hulle het die achterlijn, hulle het nie vermoe om dit te kan doen. Potterfield op sy been wat die bal aansterk op dra. Clinton Swart. Hy maak hier ondersteuning. Wat sê die skeieregter? Mooi van ophou was. Goed gedoen deur Atlantics. Skram wat gaan aan Atlantics. Preston Swart wat daar
Het 'n klein bietjie help nodig gehad het. Maar dit is die span van Atlantic wat vinnig op hom toegesak het. Afrika die vlugvoetige skrimskakel. Wat die bal ingooi. Senatsi wat die bal kry. Oorkant van die veld, Lyn Lapro wat hier uitglad. Die wedstryd op homself neem. Hy beweeg op in die kwartgebied daarso. Hy wil keer ondersteuning. Afrika. Oor aan Guillaume. Nummer 12 zit de Westies Badil. Vlugvoetige. Hier achter hiervan. Atlantic wat die bal aanpaal daar. Oordra maar daar uitgedra word. Deur Dien. Lyk nou 'n besturing daar aan een van die spelers hier van Atlantics. Die belovende nummer 12. Lloyd Dessler in April. Ek hoop nie dat is te ernstig nie. 'n speler wat brood nodig is vir Atlantics. Ook Swart wat hier van die veld afkom met 'n geel kaart. Wat is die besluit wat Atlantics nou gaan maak? Hulle wat wys, hulle gaan paal toe. Wesley span die slag met hierdie strafskop. 6 punte dan verskil. Wat maak met hom? Sy word tussen die paal deeg. Nog 3 punte wat aangeteken is. Tellbord wat nou verander. 15 punte vir die besoekers. 21 punte. 15 punte vir die tuisspan. 21 punte vir die besoekers. Goed om vir Lloyd April op die bene te sien. Lekker diep afgeskop. Onder die bal ingekom. Voorspelers daarvan. Atlantics. Power daar. Opgetel wat in vorentoe gedryf word. Strafskop wat nou toegeken is aan die kant van Potterrivier. Spelers van Atlantic wat se stadig by die afbreekpunte opdag. Stadig by die afbreekpunte opdag. Strafskop wat toegeken is. Daar aan die kant van Potterrivier. Krafta wat kyk hoe ver, hy kan spelplaas in die oorkant van die veld. Vlagman wat beweeg tot diep binne in die kwartgebied daarvan. Atlantics. Potterrivier wat kyk of hulle weer kan punt aanteken. Goed opgegaan aan die lyn staan. Poelen. Roma wat nou vorentoe gestuur word. Roma wat nog steeds vorentoe beweeg. Dis die span van Atlantic wat goed doen om hulle terug te druk. Koulo November kyk wat hulle kan maak. Voorspelers nog steeds pick up and go. Nog steeds optel en vorentoe dryf. Die voorspelers in die oorkant van die veld. Hulle wil spasie maak vir die agterlyn hier van Potterrivier. Weer die voorspeler wat vorentoe dryf, maar die bal wat af uitspat. Skeieregter wat agter op die vletjie blaas, strafskop. Strafskop wat gaan aan Potterrivier. So 6-7 meter van die doellyn af. Wat 'n besluit gaat hulle maak? Hulle gaat vanaf speel voorspelers. Wat maak hulle met hom? Is hy opgehou? Ja, skeieregter sê die bal is opgehou. Skram 5 meter van die doellyn af nog steeds. Die span van Atlantic wat nog steeds onder druk is. Maar wel 'n bietjie asem kan skep met daardie beweging wat nou haar gebeur het. Vroeg oor die
of hier in die eerste helfte veranderinge wat aangebring is. Lyk na Charlton van Wyk wat die veld sal verlaat. Marius Potgieter wat op sy beurt die veld nou betree. Nee, jammer, dit is Charlton van Wyk wat die geel kaart van die veld afkom. Vir oortreding wat daar plaasgevind het. Paulo November. Kyk wat kan hy maak. Hy gaat die bal aangooi. Goeie skram direct Lentix. November wat bietjie wag om die bal op te tel. Voorspeler wat die bal op tel. Swart. Weer die voorspelers. Wat kyk wat kan hulle maak. November. Wat steeds vir die voorspelers gee. Sterk opgedra weer November. Achterlangs. Skerp beweging wat daar gehardloop word deur Tywats. Skort, stewige center. Hier in die kant van. Skeiersrechter wat blaaf sy vlekkie. Strafskop. Strafskop, lyk my Afrika wat ook 'n geel kaart gaan kry. Vir onkant speel. Span van Atlantic wat nou gaan speel. Met 13 man. Teen 'n goeie aanvallende span van Potterrivier se voorspelers. November. Hy kry die bal aan aanval. Roos wat kyk of hy die tweede drie kan druk. Weer November. Hy wat self gaan. Wat maak hy met hom? Wat is skeiersrechter? Hy wat die bal vorentoe verloor in die proses. November wat self wil gaan. Maar hy verloor die bal. Siram. 5 meter van die doellyn af. Van Atlantics. Wat die bal nog aangegooi sal word. Skrimskakel Afrika wat nou tans op die stootstoel sit. So die bal sal aangegooi word deur Lionel April. Dis 'n plek waar Atlantics regter wil wegkom. Lekker opwindende wedstrijd wat die vooruit afspeel. Toeskouers wat lekker opgedaag het vir hierdie wedstrijd. Om hulle span ook om ondersteun. Eerste ronde wat ook tans begint het vandag. Gaat 'n harde tweede ronde wees in die Oeverberg. Opgetel. Die gevaarlike agste man. Masati. Hy wat die bal af voor te skop. Die bal wat daar spring. Binneveld waar die bal geklap word. Vlagman wat nou sy vlag opsteek en oorkant van die veld. Dat kan 'n goeie beweging gewees het daar deur die span van Atlantics. Maar die bal wat in oorkant van die veld uitspring. Vlagman wat nou sy vlag opsteek en oorkant van die veld tussen die kwart en die 10 meter stiplyn. Wat 'n lysans daar gevorm word vir die span van Atlantics as ek reg is. Ons moet ken inderdaad dat Atlantic staan met 13 man op die veld is. Moeilik om met 13 man te speel, maar dis sulke tye wat die manne wys dat hulle regtig meer of harder insit. Paulo November wat die bal ingesal gooi in die oorkant van die veld. Agterlang wat die bal uitkom. Davids op sy beurt kyk op sy center maatjie Swart te kry. Hy wat goed sterk op draai beweeg op die kwartlyn. Goed gedoen daardeur. Davids hy beweeg op die kwartlyn en wat daar gestel word. November wat die bal aangee wat 10 vir Swart wat die bal aangee wat die bal afstamp. Binneveld toe gaan hy binneveld bly ja, binneveld. Weer November. Agterlangs wat die bal aangestuur word. Poma sterk opgedra word. Matoko. Brendan Matoko. Agterlangs oral gee daar as hulle oorloop in oorkant van die veld. Dat is weer Davids wat oorgaan op sy beurt. Baie moeilik om so te verdedig met 13 man. Span van Potterrivier
wat die gate opsoek en die bal lekker oor die veld beweeg. Elke Dien op sy beurt wat bal te skop, maar is hy daar? Ja, 2 punte al bygevoeg is. 28 punte nou vir die besoekende span. Potterrivier teenoor die 15 punte vir die tuisspan. Atlantics Sandra Pro wat die bal lekker hoog afskop, onder die bal ingekom. Wat die bal ingekom word, Jafta. Koule November wat hom regmaak. Hy gaat homself in die lug opjaag. Goed te doen in die oorkant van die veld. Bal wat af teruggeklap word deur Clinton Swarts. Amper daar op die aflyn. As die bal afgeneem, ja, dat is die span van Atlantic wat die bal afgeneem het. Voordeel wat Atlantic mee speel. Skeiersregter blauwtjie vletjie. Hoogvat wat uitgevoer was. Op Marius Potgieter. Wat is die besluit wat hulle gaan maak? Pale. Kaptein wat sê, gaat Pale toe. Elke punt is belangrik. Met die span deel. So 5 meter. En dan kan die 10 meter staplijn van Potterrivier wat hy aan die Pale toe. Hy kom voort door treffer, wat maak Wesley Spandiel moet hom? As dat die afstand, ongelukkig. Ongelukkig as die Wesley afstand daar die skop nie. Potterrivier wat die bal afskop uit sy 22 het. Nummer 13 wat die bal opdra aan die oorkant van die veld wat beweeg. Ongedwongen fout. Neerskeder is sê nee, dat is van die voet af. Maar nog steeds is dat Potterrivier wat nog steeds bal in hand het. Bal wat gekry word, voor af op veld afgeskop word. Die losskakel. Onder die bal het ingekom. Dit lyk soos Hilton. Waarskynlik oor die veld beweeg. Hy wat die bal die veld op so afskop. Gaat hy binne veld spring? Ja. Hy wat binne veld spring. Skeiersregter wat hier op die vletjie blaas. Bal wat uitgespring het. Hier so op die 10 meter staplyn hiervan. Potterrivier. 2 geel kaarte wat nou weer terug is op die veld. Sit down. Moet op gaan die lyn staan. Potterrivier nog steeds in bal in hand. Maar wat nou van die bank afkom, Swart wat daar sterk bal opdra. Koule November wat sy achterin in die gang kry. Bal wat 'n bietjie stadig gemaak word op die grond. Deur die span van die Atlantic strafskop. Strafskop. Hande wat daar in die raak was af van Atlantics. Dis waarvan die strafskop nou toegeken is. Ja, ek wil net vandag met die meedeel ander wedstryde in die groot
uitdaag vir die eerste game in die tweede ronde. Kelvin wat voordeelteam verlies op 10 punte teenoor 5. Dan het ons vir Safco wat tans voorloop 14 punte teenoor 13. Derby wat daar plaasvind in Grabouw. Houston wat voorloop 12 punte teenoor 3. Daaronder in Seahawks. Baie hard. Tweede ronde. Boerderaf Safco wat nog weer gaan druk het. Ja, dat wordt opschuif na 21 punten teenoor 13. Grabouw moet proberen om in de game te blijven. Goed gedoen aan die lijn staan. Lijkt zoals Robin Poelen. Maar in die proces slaan hy die bal aan. In hulle kwartgebied is dit Athletics wat die bal kan ingooi. Dan wil ek ook weer eens almal ingeskakel is, baie dankie sê. En hy Sports TV in samenwerking met Nissan Holdings. Baie dankie sê vir hierdie geleentheid wat hulle dus kan gebruik. Vir mense wat hier kon wees nie, maar wel van huis af inskakel. Soos vir hulle baie dankie. Almal wat ingeskakel, like en subscribe. Like en subscribe. April. Lloyd April wat die bal afvoerend te skop. Vlagman wat daar beweeg tot op die 2 meter staplijn oorkant van die veld. 2,5 minute of 1,5 minuut speeltyd wat oor is in hierdie eerste helft wat verby gevlieg het. Afrika wat weer op die veld verskyn. Die twee mooi drieë wat ons gesien het van Athletics kom presies van goeie dingwerk van Afrika af. Oorkant, Brendan Matati wat die bal ingooi. November wat die bal aangejuis so na Davids binnekant toe na die kaptein wat die bal sterk opdra. Hy beweeg tot in die 10 meter in die kwartlyn. Weer November soek sy spelers op. Tobias. Hy beweeg nog steeds vorentoe. Weer November. Dis kan van die veld net soos Roos wat die bal ter aan die kwartlyn dra. November op sy beurt gee die bal aan Haas of Noble. Weer November. Achterlangs. Davids. Hy wat 'n lastige geval word. Swarts op sy beurt. Word hy grond toe getrek. Wat sy skeieregter. Weer November. Dis kan van die veld wat die bal gestuur word. Dylan Aplon. Davids. November. Skepskop hoog nee, dat is die man wat afgestorm word. Hy wat daarteen dink. Nog steeds bal besit in die kant van Boerderrivier. 4 November. Brendan wat hom aan afstamp. Nog steeds vorentoe beweeg, hy maak hier ondersteuning. Hy kry ondersteuning. Van af nie meer beswaard, my skeieregter sê. In die proses is die bal ook aangeslaan. 'n verligtingstraf of 'n verligtingskram. Wat sal gaan daar aan die kant van verligtingskram, maar daar sal gaan aan die kant van Athletics. Tans gaat het nog 4 warm. Hier zo in die kant van Hermanus. Aan de wedstrijden is het al tweede helftal. 4 warm rugby wat ons zien. Maar die skeidsregter wat nou op die vlekkie. Strafskop. Afrika wat weer vanaf speel. Wat maak je met hom? Oorkant van die veld. April. Afrika wat die wedstrijd in dienst aan de skop. Hy wat op sy beurt die lijn van aanval. Hy beweeg op die halflijn. November. Oor aan Gia. Onder die bal aan gekom. Van Vogel. Strafskop.
On kan speel. On kan speel deur die span van Athletics. Wat gaat die span van Botterivier maak? Keer wat kyk hoe ver hy die veld gaan. Bal kan uitskop. Tyd is lank na halftyd. Maar die spel wat nog steeds voortgaan. Botterivier sê gaan aanspeel. Besoekers Botterivier wat tans voorloop met daai 13 punte. En de Matongo. Kyk of hy sy springers laat vind. Goed gedoen aan die lyn staan deur Poelen. Roma wat nou van vorentoe gestuur word. Matongo wat aan stap aan die stuur is. Keer op sy beurt. Hy wil die bal gee af aan Davids. Sterk opgedra in die middelveld. Via Keer, sy beurt kaptein wat die bal aan sterk opdra. Wat maak hy met hom? Feigen slingers. Maar ongelukkig is die bal aan die kant van die veld uitgedra. En dit sal ook halftyd wees. Hier aan die kant van Hermanus. Die span van Botterivier wat tans voorloop met daai 13 punte verskil. Botterivier 28. Athletics hier aan Hermanus het 15 punte. Harde tweede helfte wat gaat voorlê. Harde tweede helfte wat gaan voorlê tussen hierdie twee spanne. Almal wat ingeskakel is, sê ons baie dankie. Vir julle ingeskakel is, like en subscribe. Maar bly ingeskakel vir die tweede helfte. Ons is nou weer terug.
Tweede helft wat nou sal begin. Hier aan die kant van Hermanus. Atlantics, die tuisspan. Boerderrivier, die besoekers. Wat hier gaan kragte meet vir die laaste 40 minute van hierdie wedstryd. Besoekers, Boerderrivier wat tans voorloop 28-15. 13 punte wat hierdie twee spanne van mekaar skei. Meneer Boysen, wat hierdie wedstryd baie mooi hanteer. En daar die eerste 40 minute. Opwindende tweede helfte wat ons gaat sien. Hier aan die kant van Hermanus. Wesley Span die wat onder die bal aankom, hy wat die bal veld afjaag. Wat af voorspringe, een van die vleuels daarvan. Van Boerderrivier, maar die bal wil uitspring. Net voor sy gesig weg. Goeie skop daar deur Wesley Spandeel. Die bal wat ingegooi kan word aan die oorkant van die veld. Brendan Matoko. Vir oomblik gelyk of die vleuel van Boerderrivier die bal uitgehelp daar. Bal opgedra word deur Kerr. Op sy beurt val hy die voordeel aan. Hy beweeg tot oor die halflyn. Strafskop wat gaan aan Atlantics. Atlantics wat vanaf na die bal te speel nou. Is dit 'n gesprek wat baie hard gepraat is in die eerste helfte. Wat 'n verandering kan maak in hierdie tweede helfte. Al wat kyk hoe ver hy die bal kan uitskop. Goeie lynskop in die oorkant van die veld. Vlagman wat daar beweeg. Net buite die kwartgebied daarvan. Boerderrivier. 'n geleentheid nou vir die span van Atlantics kyk om hulle eerste punt aan te teken. En dit is wat hulle moet doen. Om eerste punt aan te teken in hierdie tweede helfte. Om in die wedstryd te bly. Dan wil ek weer eens baie dankie sê vir NS Sports TV. In samenwerking met Nissan Holdings. Wat het moontlik maak vir ons kykers. Wat van die huis af kan kyk. Wat nie wat dag op die veld kan wees nie. Wil ons baie dankie sê. Al die kykers wil ons ook vra om te like en te subscribe. Like en subscribe. 4 warme tweede helfte. Wat op ons wag. Of wat tans besig is. Nummer 2. Roland wat die bak kan aangooi. Gaan hy sy springers vind. Goed gedoen in lyn staan Afrika. Oor aangee wat hy die bal gee af op Prag. Prag kry die krag loopie van Masetti by. Oor aangee die oorkant van die veld. Het lyk soos dat Prag die oorkant van die veld spat hier weer wat die bal voor ons kom. Gaan die bal regs spring. Spalt hier wat daar. Met sy eie man aankom wat sy skeier nie speel aan. Dat sal 'n briljante loopie gewees het. As hy bal deur geskop kon word. Spandeel wat weer in spoedwys daar in die oorkant van die veld. Maar ongelukkig is hy bal het daar fout begaan. En strafskop wat nou toegeken is aan die kant van Boerderrivier. Keer wat kyk hoe ver hy die bal kan uitskop. Vlagman wat daar beweeg terug op die 10 meter stoplyn. Aan die oorkant van die veld. Dat is waar Boerderrivier die bal kan ingooi. Wie kwart en daar van Atlantics. Goed opgegaan in lyn staan. Poelen wat bygebring word in die lyn staan. Tywarts wat die bal aangejaag vir Swart. Op sy beurt wat sterke bal opdra. Goeie tydslag wat op hom uitgevoer was. November wat die bal aangeef vir Moos. Goed skoon gemaak. Brendan beweeg terug die kwartlyn. November wat weer wag. Swart op sy beurt wat weer die bal opdra. Tristan Swart. Koule November wat wag vir die bal. Weer Brendan Matongo. Hy maak hier ondersteuning. Skeier het al sê los hom nou. Koule November. Oor aangee maar niemand
van die bal en nie, dit is keer. Dit is Dien wat die bal aan vorentoe skop. En oorkant van die veld, waar die bal achterna gesit word, van Vogel. Maar die bal wat uitspring aan die oorkant van die veld, nie 'n slegte besluit nie. Maar die skeieregter wat op die vlekkie blaas, en sê dat die span van Athletics onkant was, offside was. So, wat is die besluit wat hulle nou gaan maak? Wat die kaptein? Die 3 punte van hier van Bottervier? Of gaat hulle van die 5 punte? Ja, dit lyk of kaptein daar aangedui het, dat hulle wel paarde toe gaan. Elke punt is baie belangrik. Soos ons kan gesien het in die eerste helfte, wat Bottervier vinnige 2-3 aangeteken het. En 3 vinnige 3 aangeteken het in die eerste helfte. Maar ons het ook gesien hoe Athletics van agterslaan met al die pragtige wat gemaak is deur Afrika. Plaasevanger wat hier gemaak is nou deur Athletics. Nommer 7, Groenewald, van die veld verlaat. Hy word vervang, nommer 20, Karl Philander. Lionel op sy beurt wat lekkie bal, lekker hoë hangskop gee. Goed gedoen, breedte krag wat daar getoon was. Deur Roos. Het is keer op sy beurt die bal veld afskop. April, Lionel April op sy beurt. Banana skop wat hy wil uitvoer. Hy wil die bal achterna sit. Bal wat daar vorentoe geskop word deur Dien. Gevaarlike agste man. Michael Massetti. Wat die bal ons aangedraad het daar, wat sal hy maak? Massetti op sy beurt wat die bal aansterk op dra. Hy maak die ondersteuning, hy wat hy nommer 12, hy wat sy die grond in acht loop. Massetti spelbreker hier aan die kant van Athletics Afrika wat 'n paar manne besig hou. Hy is nog steeds besig. Bal wat aansterk kom gedra word. Plaatjies. Afrika hoor aan geen oorkant van die veld. Lyk soos Philander op sy beeld wat hy bal aansterk vorentoe dra. Atlantic wat op die aanval is. Afrika wat die bal soek, Bottervier wat die bal stadig maak. Ongelukkig. Ongelukkig die strafskop wat gaan. Daar aan die kant van Bottervier. Bottervier wat net 'n bietjie te vinnig was daar op die grond. En die strafskop afdwing in daardie proses. Nee, losskakel daarvan. Bottervier, kyk hoe ver hy die bal kan uitskop. Vlagman wat beweeg net tot buite die kwartgebied aan die oorkant van die veld. Sonic het ook nog 'n sak in die kant van Hermanus. Maar ek moet vir julle sê, die manne speel die wedstryd aan die brand. Aan die brand. Die span van Athletics wat die bal probeer lig gee. Dieselfde met die span van Bottervier wat lekker spasie wil verskaf vir hulle spelers. Matongo wat die bal ingooi. Oorkant van die veld, Roma wat opgesit word. Bottervier wat nog steeds vorentoe beweeg. Matongo, Brenda Matongo wat die bal opdra. Koulo November. Hy wat oor aan gee wat die bal aansprang. Swarts. Dit is Dien op sy beurt wat die voorlaat van die Graboekie deur. In plek gekom. Die bal uitspring. Bal wat die voorlaat uitspring. Goeie beweging daar. Van agter en hiervan. Bottervier. Dien Pieters. Wat die bal aan vorentoe skop. As slingers. Vygen slingers daar die bal in hand gekry het. Was daar perde. Bomsquad. Bomsquad hiervan. Atlantic wat in die veld gestuur word. Gaan ons 'n verandering sien. Gaan ons 'n verandering sien. Matongo wat die bal ingooi. Steeds bal in hand. Maar die bal wat verloor word.
teen die span van wat vanaf verloor word. Dinge wat 'n bietjie deur mekaar is nou hierso. Skeieregter wat beheer moet neem van hierdie wedstryd. Dinge wat 'n bietjie aan te druk. Dinge wat 'n bietjie aan te druk. Skeieregter wat kapteine wil sien. As dit skeieregter en die skeieregter wat 'n woordjie asem mekaar sal hê. Kapteine wat aan na mekaar toe geroep word. Leighton Wilkinson en Ruben Pullen wat aan nader geroep word. Hulle twee wat ernstig aangespreek word deur die skeieregter om hulle spelers in orde te kry. Jaden Fortuin, Jason Spandil, Marius Potgieter, die drie nuwe voorrye aan die kant van Athletics. Strafskop wat nou gaan aan die kant van Athletics. Lionel April wat kyk hoe ver hy die bal kan uitskop. Hy lyk nou goeie lynskop, ja, presies, goeie lynskop. Van daar toegepas is deur Lionel April. 5 meter. So 10 meter van die doellyn af. 10 meter van die doellyn af van Potterfield. Wat die plaatsvervanger Akker, Jaden Fortuin, die bak aangooi Afrika. Goed opgedra. Michael. Vraag. Wat die bal aangee, goeie duikslag. Van uitgevoerd word. Die kaptein. Meer van gespeel. Afrika wat laat geloop word. Voordeel wat gespeel word. Nou daar aan die kant van Athletics. Wedstryd wat nou 'n bietjie aan te druk. Skeieregter wat in die sak krap. Geel kaart. Geel kaart daarso. Kom ons kyk wie sit. Het lyk soos Ruben Pullen van hierdie veld sal verlaat, die kaptein ook van Potterfield. Ook van die veld is ook 'n besering wat opgedoen is. Wedstryd wat nou verseker raak tussen hierdie twee spanne. Goed om te sien. Dimitri Nobel wat weer op sy bene is. Wat 'n besluit gaan Athletics nou maak. Afrika, voorspeler wat uitgesprei is. Wat opgedra was daar deur Michael Massetti. As hy hoor, ja, hy's hoor. Goeie 3 wat aangedruk word. Michael Massetti, soos ek gesê het, die kragman hiervan of die spelbreker hiervan Athletics wat oor is vir daardie beweging. Die span van Athletics was stadig maar seker terugkruip in hierdie wedstryd. Ek het gesê jy kan nie Athletics weggooi nie. Span van Potterfield wat baie vinnig begin het in eerste helfte. Maar dit is ook die span van Athletics was stadig verseker terugkruip in hierdie tweede helfte. 22 punte teenoor 31. 9 punte verskil in hierdie wedstryd. Alles om voor te speel. Alles kan gebeur. Zes flank hiervan. Athletics wat van die veld afkom. Fredwin Plaatjes.
Keer wat op sy beurt die bal lekker diep afskop. Onder die bal ingekom. Plaasenvanger. Wat die bal sterk opdra. Philander. Afrika. Wat die bal verpragt en gee, wat die bal daskem in die veld skop. Bal wat daar deel. Opgevolg word deur Swarts. Goed gedoen. Daskem in die veld. David wat die bal naar voren te skop. Praag op sy beurt, wat gaat hy maak met hom? Achterlangs, April. Gaat ons magic sien. Oorkant van die veld, lyk soos Philander. Binnenveld, buitenveld. Via binnen toe. April wat hom recht maak, hy wat die bal ontvang. Hy beweeg terug op die halflijn. Afrika. Sê speel aan. Voor my het gelyk dat die skrimskakelaar van Atlantic gespeel was. Maar die skeiedraad voel dat is andersom. En die strafskop daartoe ken. Aan Potravier. Sê die bal was vastgehou op die grond. Keer wat kyk hoe ver, hy die bal kan uitskop. Vragman. Tussen die 10 meter staplijn en die kwartlijn daarvan. Atlantics. Al aan die avond hy kan die spasie in. Koude November op sy beurt, binnen die kwartgebied. Hy wat opgehou word. Skeiedraad wat voordeel speel. Vir die span daarvan. Atlantics. Of vir Potravier. Strafskop. Wat is die besluit wat nou gaan gemaakt word? Huidige kaptein van Potravier wat tans langs die lijn is, maar dit is Keer wat op sy beurt die bal uitskop. Chakwan. Keer wat so 5 meter van die doellijn af die bal uitskop. Eerste 17 minuten wat voorbij gevlieg het in die tweede helfte. Matongo wat vraag vir 'n bal. Matoko wat daar wag vir 'n bal. Goed opgegaan in die lug. Tobias. Roma wat nou af en stappe gestuur word. Strafskop. Straksen. Obstruksie wat daar gepleeg was. Afrika. April op sy beurt soek ondersteuning, kry ondersteuning. Via Afrika die bal was staan ons te gemaak word. Feigen slingers op sy beurt wat opgaan vir die bal. Dink die was die regte besluit vir Afrika, maar die bal weg te skop nie. Koude November wat die bal aangee na Keer in die oorkant van die veld. Die nummer 14 vleuel. Wat die bal aan die oorkant van die veld opdra. Van Vogel. Nog steeds besit van die bal, as dat is Potravier. Keer wat in die lug opgehou word. Skeiedraad wat terugkom vir strafskop. Kom ons luister. Strafskop. Via onkant speel. Deur die span van Atlantics. Dissipline. Wat hulle hier te staan kom. Sekond keer wat die bal uitskop daar so op die kwartlyn van Atlantics. Nog op plaasenvanger wat van die veld afkom. Hanno Joubert. Goeie game wat hy gehad het. En na die 55 minuten wat hy gespeel het vir Atlantics. Maar dit is Potravier wat ons steeds bal besit het. Bal is afgeneem. Linker vleuel wat die bal binnenveld tegen Afrika. Op sy beurt wat die bal aangee. Maar die bal wat daar rondspring. Weer Koude November wat op sy beurt die bal in hand het. Een van jou, een van my. Wedstrijd wat nou hand te druk. Dit is Atlantic wat die bal afgeneem het. Lekker oorkant van die veld.
April. Dat is aan de broeder April. Zet me vliegen oor die veld. Lionel April wat goed doen. Hy verkou nog steeds die spandeal. Maar dit is Botterivier op sy wat nou weer die bal afneem. Nog steeds Botterivier. Hy probeer tot op die halflyn. Wedstrijd wat massieve passie nou toon. Strafskop. Strafskop daar aan die kant van Afrika wat die bal vanaf maak. Hy kry sy ondersteuning. Wilkinson, Leighton Wilkinson wat die bal aankry, maar ongelukkig slaan hy die bal vorentoe aan. Atlantic wat die wedstrijd wil vanaf maak. Maar ongedwongen foto wat hulle dier te staan kom. Ongedwongen fout wat daar begaan is. Vang die bal. Sit fases op. En bou van daar af. Hanteringsfoute albei kante. Wat 'n goeie rol gespeel het. Basering wat tans hier aan die kant van Botterivier plaasgevind het, lyk soos Koulo November skrimskakel hiervan. Botterivier wat baie goeie rugby speel. Wat baie goeie rugby speel hier aan die kant van Botterivier. Wat daar, lyk na enkel basering wat hy opgedoen het. Ek moet sê die agterlyn, die April familie, briljant, saam met Puspan deel. Die hele agterlyn van die Atlantics wat regtig as hulle bal in hand het, is hulle blitsig. Williams, linkervleuel, blitsig. Nie baie bal gekry nie, maar as hy bal het, as hy iets anders. Lloyd April, man wat lekker lyne breek. Cameron, Wee, ook 'n vlugvoetige nommer 13 hiervan. Van die Atlantics. Ook nie baie bal in hand gehad nie, maar as hy bal in hand het, verskaf hy vonk. Spel wat nou weer sal voortgaan. Vervangende. Vervanging vir Koulo November. Ons wens hom alle sterkte toe. Hoop hy daar die enkel is ernstig nie. Koulo November wat vervang word deur Dylan Jafta. Aangooi aan die oorkant van die veld. Wat Dylan Jafta die bal kan ingooi tussen die 10 meter stiplyn. En die kwart en daarvan Botterivier. Botterivier wat nog steeds voorloop met daardie 9 punte, 31 teen nog 22. Maar dit is die strafskop wat nog gaan. Daar aan die kant van Botterivier en na die skram. Sakon keer wat kyk hoe ver hy kan spel plaas. Lyk na goeie lynskop. Ja, goeie lynskop aan die oorkant van die veld. Vlagman wat tot binne die kwartgebied beweeg daarvan Atlantics. Atlantic wat dit is die span van Botterivier wat ek nou gebruik mag van hulle subs. Die twee stitte wat nou die veld sal betree. Theodore, Nika en Christy Kilolo. Goeie werk wat gedoen is in die voorrye van Botterivier. Marcelino Roos en Dylan Aploon wat baie goeie werk doen of goeie werk gedoen het. En na die 60 minute wat hulle op die veld was, Swarts op sy beurt wat vorentoe beer. Botterivier wat punte soek. Daar diep in die kwartgebied van Atlantics. Weer Dylan. Bal wat opgedrawe deur die kaptein wat op die veld is. Poelen. Weer Dylan op sy beurt wat die bal aangegee is. Slingers. Vyken slingers. Maar hy wat uitgevat word. Dis kan van die veld. Vlagman wat van die veld op het. Skuiser het as hy speel aan.
Wesley Spandeel wat die bal hier veld afjaag. Het is Afrika wat die spel vannacht maak. Maar die manne was net nie bewus van die beweging wat hy wil gedoen het nie. Maar dit is ook 'n goeie beweging van. Nou is hulle weg af van hulle doel van die doellyn af. Afrika wat die bal vorentoe skop. Hy sit hom agterna. Hy wat nummer 13 center hier tamelik waar hom lê. Vir Swarts. Goeie werk deur Afrika. Vygenslinger op sy beurt wat die game wil vanaf maak by skeieregter. Wat terugkom en sê jy moet op die regte plek. Die bal tik en speel. Kyk hoe ver hy kan speel plaas. Vlag maar wat beweeg. Amper tot hier op die halflyn. Brendan Matoko wat kyk. Of hy sy springers vind. Goed gedoen in die lig op pad gegaan te Baaiers. Dylan agterlangs. Tywarts wat die bal aan vorentoe draai. Bakkie ondersteuning. Hy het verslingers langs hom. Gaat hy vir Swarts die bal gee. Goed gedoen deur Tywarts. Hy beweeg tot na 5 meter van die doellyn af. Van Athletics. Goeie counterak van Athletics. Wesley Spandeel. Hy wat daar bal in hand het. Gevaar maar hiervan. Athletics wat die bal aan teruggooi. Maar die bal wat daar onder die pale rondspring en 'n skrap wat daar toe geken gaan word aan Botterfield. Goed afgeneem op 'n goeie counterak daarvan. Botterfield Wesley Spandeel wat 'n man afstamp. Maar ongelukkig die bal wat daar weggegooi word deur Masati. En ongelukkig is die bal oorgedra aan die doellyn van Athletics. Dis waarvoor die skram nou toegeken sal word. Van Botterfield 5 meter van die doellyn af. 5 meter van die doellyn af. Van Athletics. Wat die skram skakel. Dylan Joseph die bal aangooi. Swarts op sy beurt. Wat kyk of hy nie 5 punte op die bord kan sit nie. Dylan. Pullen. Goeie verdediging. Wat ons sien hier van Athletics. Tywarts. Wat 'n baie goeie wedstryd het hier van Botterfield wat die bal aan sterk opdra. Athletics wat keer vir wat hulle werd is. Gaat so 3 in die oorkant van die veld. Ja, die skeieregter sê dis nog 5 punte wat bykom vir die span van Botterfield. Leandre van Vogel wat oorgaan in die hoekie daar aan die ander kant van die veld vir Botterfield. Botterfield wat eenvoudig net gebruik maak van elke kans wat hy kry om punte aan te teken. Briljante werk, daar kan julle weer die replay sien van al die briljante 3 wat gedruk is aan die oorkant van die veld deur Leandre van Vogel. Green Peterson, wat kyk of hy nog 2 punte kan bygevoeg. Ongelukkig maak hy die 36 punte nou vir die besoekers. 22 punte vir die tuisspan. Maar van afgeskop word, die Wesley Spandeel wat dekke hooggang. Onder die bal aangekom. Lyk soos Ker, Zakon Ker. Afrika. April. Het is die gevaarlike nummer 13 wat bal in hand het. Maar die bal wat onderskep word deur Swarts. Hy wat nog steeds vorentoe beweeg.
Hy wat ondersteuning kry daarvan. Nog 'n Swarts. Weer oorkant van die veld. Wat die bal gebruik word. Wessies van Wieland oor aan gee. Bal wat daar deur Philander aangedra word. Gaan dit tot aan die gevaarlike man. Wat gaan in die oorkant van die hoekie. Die gevaarlike man Michael Massetti. Wat gaan van nog 5 punte van die span van Athletics. Brood nodig op 5 punte. Massetti wat my baie laat dink aan 'n agste man soos Doen Vermeulen. 'n man wat krag het, 'n man wat vaart het. En daar het hy nog weer eens bewys waartoe hy in staat is. Goeie spoed wat daar getoon was deur Michael Massetti. Span van Athletics wat nou weer op hulle beurt terugkruip in hierdie wedstryd. 29 punte teenoor 36. Oordraf weer ongaan gevang is in die oorkant van die veld. My moet sê, as hierdie agterlyn aan die hardloop gaan hiervan Athletics, dan wil hulle gekeer wees. Afrika op sy beurt. Wat die bal aangee. Brag wat die bal vorentoe skop. Apel wat op sy beurt die bal agterna sit, die bal wat regs spring. Gaat die bal regs spring, skei die braaf die vletjie ongelukkig. Ongelukkig as hy bal vorentoe aangeslaan. Deur die linkervleuel. Williams. Dat sal briljant gewees het. As Atlantic nou weer terug moet geslaan het met nog 'n 3. Goed opgevolg. Deur Lloyd Afrika. Toe die bal aangee daarna Williams wat die bal aanslaan. Vaste skram wat nou sal plaasvind. Tussen van die veld op die 10 meter stippellyn. Van Dillon. Safta die bal sal ingooi. Clayton. Afrika wat die bal Swart wat die bal aanslaan. Hard in die skram. As dit die verandering wat kan plaasvind in hierdie wedstryd. Sewe punte verskil, kan julle dit glo? 7 punte verskil, 29-36. Skram. Interessant, 9 minute speel wat oorbly in hierdie wedstryd. Afrika, hy wat lastig geval word. Is daar die 6 onkant gewees van Bodravier nie. My skeieregter sê speel aan. Lloyd Apel. Hoog van wat daar op een van die spelers aangedien word van Athletics nog steeds wat Athletics voor te beweeg. Hulle moet nog gebruik maak van Harry voordeel wat hulle het. Afrika. Michael. Op sy beurt beweeg hy vorentoe. Vir my is hy die speler van die wedstryd. Skeieregter wat terugkom. Skeieregter wat terugkom. Vir daardie beweging. Kaptein wat weer aangespreek word, die van Bodravier. Nog 'n geel kaart vir die kaptein van Bodravier. En dit sal verander na 'n rooi kaart. Bodravier wat die wedstryd sal klaarmaak. Met 14 man. As dit die verandering wat Athletics kan bring. Maar moet jy man wat 'n verandering maak. As jy nommer 8 Michael Massetti opgedra. Leighton, kaptein van Athletics wat van voorlei. Mania agene. Dit is die span van Athletics wat daar weer fout maak. Nadat hulle die geleentheid het
om die wedstrijd weg te kan vat van Botterivier af. Mannen wat daarvan hulle voete af was, by daardie afbreekpunt, dis waarvoor die strafskop nou toegeken is. Aan die kant van Botterivier, dit was 'n geleentheid vir die span van Athletics, maar hulle wat net nie gebruik kan maak van daardie geleentheid nie. Vyf en 'n half minute speel wat oorbly in hierdie wedstryd. Botterivier wat nog steeds bal in hand het. Vorentoe gedryf. Brandon Matongo. Baie wat die bal kry. Dylan Zafta. Goed die bal opgedra daar die kragtige Theodor. Via Zafta. Swarts. Wat 'n voelige game het. Via Zafta. Na keer, Zakon keer. Nie my wat die bal reggevang het. Onder die bal aangekom. Oorkant van die veld. April. Spandil. Atlantic wat nog steeds in besit is van die bal. Afrika. Dat kan van die veld wat die bal lekker agterlangs aangestuur word. Ek sal verkies Atlantic moet bal in hand hou. Hulle het die vermoë om te half na van veld af veld. Vir die gevaarlike eerste man, Michael. Afrika. Oorkant van die veld. Lloyd April. Nog steeds Atlantic wat bal besit het. Afrika hoog die Spandil. Verkeerde besluit. 6 flanke af van Botterivier wat regmaak. Clinton Swarts. Dylan Zafta het die bal aangeslaan. Skeieregter wat blaar op die vletjie. Atlantics wat die vanaf wegrol. Daarvan daar die losgemaal af wie. Dit waarvoor die strafskop nog aan die kant van Botterivier. Ek sal voel dat dit 'n verligting strafskop vir Botterivier. Hulle is nou aan die kant van of in die speelgebied van Atlantics. 6 punte. Jammer, 7 punte. Wat hierdie twee spanne van mekaar skei. 'n Baie belangrike skop. Wat wag op die losskakel hiervan. Botterivier. Zakon Ke. Hy kom vorentoe treffer, wat maak hy met hom? Wat sê die vla? Ja, suiwer tussen die palle deur. Belangrike 3 punte wat daar bygevoeg is. 10 punte verskil nou weer. As die wedstryd 29. Spandil op sy been wat die bal afskop. Oorkant van die veld. Van die bal af vorentoe verloor word. Nee, Botterivier wat nog steeds bal in hand het. Skeieregter sê speel aan. Strafskop. Skeieregter sê daar was hande aan daardie beweging van die span van Atlantics, dit waarvoor die strafskop nou daar gaan. Zakon keer wat die bal in die oorkant van die veld daar uitskop. Ek wil net vanaf vir julle. Bal wat nie opgedra word. Lloyd April wat die bal afneem vir die span
van Atlantics. Daar op die middelkolletjie wat die bal nou sal gespeel raak. Afrika, wat die bal aangeef van sy kaptein. Weer Afrika. Lloyd April wat die bal voor skop. Dit kan 'n interessante skop raak. Dit kan 'n interessante skop raak. Sakon keer op sy been wat die bal in veld afskop. Maar hy skeieregter wat Braam se vletjie vorentoe aangegee. 10 meter van die doellyn af. Van Botterfield. Wat die span van Atlantics nou 'n geleentheid het. Speel dit daarmee verstreke. Kan die span van Atlantics speel om 'n punt in hierdie wedstryd te kry. Afrika wat die bal aangooi. Steeds. Die spel opgedra word. Brendan gaat die oor vir sy tweede 3. Net kort van die doellyn af. Strafskop wat die ref trek of die strafskop. Ange wat ook self dik gaan. Daarom verlies op. Kelliden wat tans agterloop. 1931. Harde wedstrijd wat ons sien aan die grote dag. Austin wat behoorlik aangegaan het met die span A tussen die kus. Seahawks, Austin wat wen 40-24. Afrika op sy beurt het die bal. Nog steeds Atlantic wat bal in hand het. Kaptein wat nog steeds vorentoe dryf. Afrika. Philander. As hy hoor, ja! Philander is hoor. Opbou tot opbou. Opbou tot opbou. En die dam wil breek. En dat is nummer 20. Maar wat daar voor die bank kan speel. Al, Philander. Wat oor is. Van 5 punte. Maar dat is die span van Botterfield wat daar. Voel dat is nie 3 nie. Hij kan Ile weer die replay sien. Van haar die speel. Ja, die 3 is toegeken. Die 3 is toegeken. Die 3 is toegeken. Dat is die paal die Spandiel. Daar is nog speeltyd oor. 3 punte was skuld. Speeltyd oor. Daarin gaan bou. En na die derby gaan het self. 4 warm. Dat is Safkol wat achterloop met 33. Teenoor die 47 punte van Grabouw. Grabouw wat lyk of hulle iets anders is in die tweede ronde. Terug by die wedstrijd. 3 punte. Waar die twee spanne van mekaar skei. 36-39. Keer wat die bal afskop. Onder die bal Philander, die 3 drukke wat onder die bal aankom. Spandiel wat sy lichaamskram skakel hou. April. Of weer. Taskan van die veld April. Matongo wat haar hart in klim. Skram skakel Afrika. Soek sy voorspelers. Hy kry dit. Ongelukkig as die bal vorentoe aangegee. Gaat die skeieregter aanplaas. Ja, die wedstrijd is gewen deur Botterfield. Botterfield wat afstap as die wenners aan hierdie wedstrijd. Maar ek moet sê, dit was kliphard.
klimaat tussen die twee spanne. Botterivier wat baie vanaf begin het in hierdie wedstryd. Atlantics wat stadig teruggeveg het. Op 'n tyd het gelyk dat Botterivier gaan weghardloop, maar die ervaring en die klas van Atlantics het weer eens gewys. Hulle kan nie afgeskryf word nie. Eindtelling 39-36. 39-36 eindtelling tussen die twee spanne. 'n Briljante wedstryd gewees. Toeskouers wat opgedaag het om hulle onderskeie spanne te ondersteun. Baie getal het opgedaag vandag. Maar ek moet sê, briljante rugby wat ons vandag aanskou het hier in Hermanus. Briljante rugby wat ons aanskou het. Gaat gou so tans 'n interviewtjie hou met die kaptein hiervan Botterivier Vygen Slingers. Hou net so aan. Hartlike goeiemiddag hier in die kant van Hermanus. Hier saam met my het ek Vygen Slingers. Vygen, tweede ronde het tans begin. Vandag was dit alweer nee, ek kan sien eerste ronde het julle daardie enetjie gevat by die huis, maar jy kan sien Atlantic het ook van voorberei vir hierdie ene teen julle. Ek weet nie of Atlantic soos 'n kryptonite van ons het nie, maar eerste ronde was dit ook taaf by ons. Hulle het met 'n bang uitgekom. Hulle het ons groot skrik gemaak. Hulle kon hy game haar wen, hulle kon die game ook hier wen. So, credit aan hulle. Hulle is altyd 'n force op hulle tuisveld. Ja, Vygen, ek sien in die eerste ronde het julle baie goed begin tog. Verstaan, en ek dink nadat toe die tweede ronde, die eerste ronde begin klaarmaak, het daar so 'n bietjie beserings ingetree en ek dink die tweede ronde kan 'n mens sien dat julle vuur warm is en julle reg is vir die tweede ronde. Is die waarheid? Ja, dis die waarheid. Ons het 2 tawe verlore gehad aan die einde van die tweede ronde. Ons wil net opmaak en dis 'n dankie aan die supporters dat hulle nog steeds agter ons in is. En ons wil opmaak. Ons is in die race vir die top 12 en ek dink daar's waar ons fokus nou is. Soos wat dit game vir game en hopelik kan ons op ja einde van die jaar by die top 12 opeindig. Ja, dames en here, daat julle nog net gehoor van hiervan 'n Botterivier Vygen Slingers wat sê toeskouers kom ondersteun vir hulle, staan agter hulle, hulle het 'n doel wat hulle wil bereik om weer einde van die jaar uit te gaan speel. Weet jy wie sal hulle gaan opeindig, maar hulle voel hulle gaan uitkom, so ondersteun vir hulle. Van my kant af baie dankie. Hi dames en here, hier saam met my het ek vir Litton Wilkinson, as ek reg is nee, kaptein hier van Atlantics. Litton, ek weet julle het baie goed voorberei vir hierdie wedstryd. Die tipe spel wat ek gesien het julle speel, het julle baie goed voorberei, maar is net 'n klein fokus wat ingetree het wat 'n mens eintlik self moet skop. Verstaan van ek dink die wedstryd kan maklik, julle kan doorgaan, dit nie waar nie? Ja, nee, dit is so ek stem 100% saam ja. Ek dink ons kan nou die week vat en hy klein goedjies werk. Dit was 'n lang 2 weke breek geweest. Ek dink hy het ook die ouens 'n bietjie teruggesit van om 'n lang breekie te vat is gewoonlik dan val die ouens weer in 'n comfort zone in. Maar ja, ons gaan vandag die game met leer, ek moet sê. So ek sê dit was die eerste een van die tweede ronde so. Ons gaan dit gaan regmaak. Hy klein goedjies wat ons berou het kan ons definitief gaan regmaak ja. Ja, Kepi, ek wil ook net aansluit by dat wat jy nou gesê het is en ek moet ook sê dat julle agterlyn as hy mense bal het of bal in hand kry, dan is hulle geweldig. Jy vat sommer waar gaan iets gebeur. Ek dink dat so agterlyn het en ek moet dink moet losvoer spelers wat julle vandag op die spel gesit het. As ek vir die agste man kan nou lekker op sy naam kom nie. Michael Massetti moet sê dat is regtig lekker om sulke spelbrekers te hê in jou span. Nee, dit is so ja, ek moet sê dat die agterlyn van ons is nog baie jonk. Ek bedoel ek dink die oudste ou is seker 25, 26 so oor 'n jaar of 2, ek bedoel ek kan hulle definitief voorvat en die knoop deurraak ja, maar soos meneer sê, die ouens exciting agter ja en ek bedoel hulle kan net soos ek sê hulle is nog baie jonk, so as nog baie om te leer. So ons kyk oor 'n jaar of 2 en dan definitief aan meneer hulle weer dophou.
Wilkinson, ek is daar 'n boodskap hier vir die toeskouers. Ek weet toeskouers is altyd belangrik. Toeskouers, hulle tel mense op as dit swaar gaan. So as daar miskien 'n boodskap hier om vir julle veer te dra, net vir die toeskouers, dan sê kyk ons het hulle nodig man om vir ons te help in die volgende wedstryd wat voor lê. Nee, definitief. Ek wil sommer vir hulle bedank van die eerste ronde af al. Hulle was nog altyd goed gewees. Hulle het nog altyd uitgekom, wen of verloor. So aan hulle wil ek sê baie dankie. As nie vir hulle was nie, dink ek as ons so 'n performance kan opgesit het. Ek dink hulle is die backbone van die klub. So en hulle kan ons dit nie doen nie. So ek vir hulle sê baie dankie, ja. Dames en here, daar hoor ons van die kaptein af, Wilkinson baie sterkte met die tweede ronde vir julle en net alles van die beste. Ja, dames en here, daar het ek nou sopas met die twee kapteine gepraat van die onderskeie kaptein van die onderskeie spanne. Ek wil net vir julle sê baie dankie vir julle wat ingeskakel het. Dit is riem onder die hart. En dan wil ek ook net dankie sê vir NS Sports TV in samewerking met Nissan Holdings wat dit moontlik maak vandag vir die mense wat nie hier kon wees nie, maar wel van die huis af kan ingeskakel het. Wil ons baie dankie sê. Ook wil ons baie dankie sê vir Atlantics. Wil ons baie dankie sê self wil ek ook dankie sê vir Boerdery wat al die pad getravel het tot hier. Wil ons baie dankie sê. Met daarmee staan ek terug. Mooi bly.